ek hoop het gaan goed met julle. Dis lekker dat julle ingeskakel is weer vandag en ek wil vandag met julle 'n boodskap deel rondom die storms in ons lewe en die faktore wat ons baie keer moet aanspreek rondom hierdie storms. Want baie keer soos ons gaan kyk na ons skrifgedeelte vandag ook, is die storms eintlik die nagevolge van die wind en die see wat onstuimig is. En dit veroorsaak die storm. En so in ons lewe baie keer beleef ons storms, maar baie keer is daar faktore wat ons moet aanspreek in ons lewe, sondes ensovoorts. En ons gaan nou stil staan by dit en mag die Here regtig met jou en my praat vandag en mag ons oop wees vir dit wat hy wil kom sê rondom die dinge wat ek en jy moet aanspreek in ons lewe sodat God se vrede kan inkom. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Matteus toe, Matteus 8 vanaf vers 23 tot en met vers 27 en ons gaan dit gou eers lees. Nou dit sê, Jesus maak die storm stil. Toe Jesus in die skei klim, het sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het. Jesus het geslaap. En hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê, watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Nou ek wil eers stil staan om te sê dat, wanneer ons kyk na die gedeelte, kan ons sien dat Jesus spreek nie die storm aan nie, maar hy spreek die wind en die see aan. Die twee faktore wat die storm veroorsaak. En ons gaan nou verder kyk na daai faktore in ons lewe, maar belangrik om dit raak te sien. Jesus kom nie en hy spreek oor die algemeen die storm net aan nie, maar hy spreek die spesifieke dinge aan wat die storm veroorsaak. Nou ek wil hê, julle moet saam met my gaan na Hebreërs 12 vers 1 toe. En in Hebreërs 12 vers 1 lees ons die volgende. Dit sê, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En so belangrik wanneer ons die Matteus saam met die Hebreërs vat, in die konteks van die stryk en Jesus wat die see en die wind aanspreek, dan is dit vir my amper hierdie betekenis van, ons moet sekere goed afgooi. Ons moet sekere faktore aanspreek in ons lewe, sodat die storms kan bedaar in ons lewe. En baie keer veroorsaak ons eie storms as gevolg van verkeerde keuses, as gevolg van verkeerde vriende, as gevolg van slegte verhoudings, as gevolg van ons eie verkeerde begeertes wat ons net wil laat plaasvind en doen. En so is dit belangrik dat ek en jy sal besef, dat ons moet elke las en elke sonde afgooi, sodat God se vrede in ons situasie kan inbeweeg. En ek en jy bid baie keer, Here, kom en maak dit hierdie storm stil, kom en vat hierdie omstandighede weg, en eintlik vra God vir jou, maar hoorie my kind, ek wil hê jy moet sekere dissiplines toepas, ek wil hê jy moet sekere sondes aflê, en wanneer ons dit gaan doen, gaan God se vrede inkom, gaan die situasie verander, gaan omstandighede totaal en al omgekeer word. En so is belangrik vir jou en my om nie net altyd die verantwoordelikheid oor te gooi na God toe, en ek wil amper sê selfs die duiwel nie, maar ook om, soos Dawid, te vra, Here, kom en ondersoek my hart. Kom en doen introspeksie om te kyk, Here, wat is dit wat ek moet aflê? Wat veroorsaak hierdie storms in my lewe? Wat se slegte gewoontes het ek, wat maak dat my verhoudings nie uitwerk nie? Wat maak dat ek nie 'n werk kan hou nie? Wat maak dat dinge altyd negatief oorkom in my lewe? En so is belangrik vir jou en my om hierdie vraag te gaan vra, en dan kan ek en jy dit aanspreek. En hoe ons dit aanspreek is nie net om te gaan praat met die situasie nie, maar om dit vir Jesus te gee en dit dan te verander. Om te sê, maar ek kan nie meer so voortlewe nie, en dit dan vir Jesus te gee om te sê, Heilige Gees, kom in. Help my om meer heilig te lewe, want dit is hy wat jou in staat stel om te verander. En dan om daai sekere goedjies te verander. Nou wanneer ons kyk na Jona, dan is Jona amper dieselfde geval. Ons sien dat
Jesus stuur hom, of God stuur hom na Ninive toe, en hy wil eers 'n ander pad volg, en in hierdie hele proses is Jona ongehoorsaam. En dan sien ons dat weer eens as gevolg van sy ongehoorsaamheid, daar 'n storm losbars op die see. En wanneer julle Jona gaan lees in Jona 1 vanaf vers 4 tot 15, dan sal julle ook later lees dat selfs van die bagasie op die skip, het die manskappe afgegooi om te kyk of hierdie skip dit gaan maak. En so verloor hulle selfs in hierdie storms hulle goedere, dinge wat vir hulle belangrik was. En so wil ek kom sê, baie keer as gevolg van ons verkeerde keuses en ons ongehoorsaamheid, veroorsaak ons nie net 'n storm in ons lewe nie, maar daai storm in ons lewe beïnvloed ander ook om ons. En daarom is dit so belangrik vir jou en my om regtig hierdie faktore in ons lewe aan te spreek. Om te sê, Here, dat ek wil nie meer so leef nie. Ek wil nie konstant in hierdie storms myself bevind nie. Want dit beïnvloed nie net my nie, maar dit beïnvloed my vrou, dit beïnvloed my kinders, dit beïnvloed my vriende, dit beïnvloed my werk. Maar ek en jy kan dit verander. Deur weer eens eerlik te wees met onsself, voor God, en te sê, Here, kom en help. Ek het hulp nodig om hierdie faktore aan te spreek, sodat dit verander, en soos dit verander, gaan die situasie kom verander, want vrede en gees laat ek toe in my lewe. Nou hoor mooi in Efesiërs 4, vers 26 tot 27 lees ons die volgende. Dit sê, gee aan die duiwel geen plek nie. En so baie keer, hierdie storms wat inkom in ons lewe, is omdat ons hom 'n plek gee. Dalk compromise ons met die wêreld en sonde. Dalk is daar iemand wat ons moet vergewe, wat ons nie wil vergewe nie, en ons sit met hierdie bitterheid. Dalk is dit iemand waarvoor ons moet jammer sê. Al hierdie tipe, dalk is ons kwaad vir iemand in ons verlede. Al hierdie goed maak dat dit faktore raak in ons lewe wat storms veroorsaak. En die duiwel hou daarvan, want dis wanneer ons 'n oop deur vir hom gee. Mag ek en jy eerder dit wat ons raak sien in ons lewe, wat nie van God af is nie, gaan bely. Gaan vra, Here, kom en verander my. Want ek wil nie meer die duiwel 'n vatkans gee in my huwelik nie. Ek wil hom nie 'n vatkans gee in my werksituasie nie. Ek wil hom nie 'n vatkans gee in my liggaam nie. Ek wil U toelaat, sodat U hierdie storm kan kom stil maak, en ek U vrede ook kan gaan uitlewe daar buite. Nou hoor mooi, wat sê Psalm 107 vanaf vers 28. Hoor mooi. Dit sê, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en hy het hulle veilig uit hulle ellende gelei. Hy het die stormwind stil gemaak en die golwe van die see laat bedaar. Hoor mooi, hierdie ouens roep uit. Vandag is dit vir jou en my hierdie hoop, om te sê, wanneer ons uitroep na die Here toe, dan gaan hy inkom in hierdie storm en in hierdie negatiewe situasie en omstandighede, en hy gaan die storm kom stilmaak. Dis sy hart vir ons. Maar dit is belangrik dat ek en jy na hom toe sal gaan, en dit wat ons besef, daai faktore is, wat die storms veroorsaak in ons lewe, om dit neer te lê vir hom, om dit by sy voete te gaan neerlê en sê, Here, hierdie dinge moet verander. Maar ek kan dit nie in my eie mag of krag doen nie. Ek het U nodig om my te help. En wanneer ons so eerlik is voor die Here, dan kom hy in en hy sê, ek kom help. Ek kom verander. Ek maak dinge nuut. Nou, belangrik ook, in Kolossense 3 vers 5, en hiermee wil ek afsluit, sê dit, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat ook afgoderry is. En so hier kom gee die woord vir ons, so sê my van 'n lysie, om ook te sê, luister, hier's 'n paar dinge, en ons kan 'n onvergewensgesindheid daarin sit, ensovoorts, 'n paar dinge, wat baie keer die storms in ons lewe veroorsaak. En so my hart vir jou is vandag is, dat hierdie storms wat jy beleef, wat baie keer is, as gevolg van ons eie verkeerde begeertes, as gevolg van ons eie verkeerde keuses, dat jy vandag voor die Here gaan sê, Here, ek het U nodig in my lewe.
Ek het nodig dat hierdie storms sal stil raak. Ek het nodig dat die vrede in my huwelik sal inkom. Ek het nodig dat die vrede in my verhoudings sal inkom. Ek het nodig dat die vrede in my werksplek sal inkom, in my roeping sal inkom, wat ook al dit mag wees. Ek het u vrede nodig. Maar dan kom sê hy vir ons, mag ons eerstens nie die duiwel 'n vatkans gee nie, en mag ons sterf aan onsself. Ons eie verkeerde begeertes. Mag ons hierdie vlees neerlê om te sê, Here, ek soek u vrede waar ek beweeg. Want die een na die ander storm tref my, en baie keer is dit omdat ons die verkeerde keuses maak en nie God toelaat om ons te lei nie. En so my hart vir jou is vandag dit. En so mag ek en jy daai faktore, die wind en die see aanspreek in ons lewe. Nie net kom sê, Here, maak die storm stil nie. Maar eerder die vraag kom vra, Here, wat is dit wat ek toelaat in my lewe, wat storms veroorsaak? Storms wat u nie bedoel het vir my nie. Storms wat ek toelaat as gevolg van die verkeerde besluite. En so ek wil saam met elkeen van julle bid vandag, dat die Heilige Gees jou sal lei, dat die Heilige Gees jou sal versterk, dat die Heilige Gees jou heilig sal maak, deur jou te lei om net God se wil te doen. En mag ek en jy toelaat om gelei te word. Mag ek en jy toelaat dat hy ons wys en mag ons volg in Jesus se naam. Kom ek bid saam met julle. Vader, ek kom bid vir elkeen wat vandag hierdie kort boodskap hoor. Mag jy hulle aanraak, mag hulle besef, Here, dat soms veroorsaak ons eie storms. Deur ons eie verkeerde begeertes, deur ons wat nie die sonde wil aanspreek of aflê nie, deur ons wat met bitterheid rondloop, en dit verteer ons en eet ons op van binnekant. Here, ek kom bid vandag dat u met elkeen wat hierdie boodskap luister sal praat. Here, openbaar die dinge in hulle lewe wat hierdie storms veroorsaak. Openbaar hierdie faktore. En Here, ek kom bid dat hulle dit sal aanspreek, dat hulle dit voor die voete sal kom neerlê, sal kom belydenis doen, maar vanuit dit ook, Here, toelaat dat u Heilige Gees hulle nou vorentoe lei, sodat hulle u wil kan doen en kan sien hoe u vrede in hulle omstandighede en in situasies inbeweeg en hoe u die storm stil maak. Vader, ons kom bid, beskerm elkeen van ons, beskerm ons gedagtes, beskerm hoe ons praat, beskerm wat ons doen. En Vader, mag ons sterf van onsself en vir u ten volle lewe. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Mag julle 'n wonderlike week hê. Ek sien julle binnekort weer en mag julle daai faktore aanspreek sodat God daai storm in jou lewe sal kom stil maak.